Welkom terug by die groot ontduit. Ons het die voorreg vanmôre om te gesels met Ronald King. Hy is natuurlik die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede by PSG Financial Services. Ons kuier gereeld met hom en ons praat 'n bietjie vanmôre oor vrae wat julle ingestuur het na die vorige gesprekke wat ons gehad het. Goeiemôre meneer. Goeiemôre, is baie lekker om hier aan die einde van die jaar by julle 'n draaitjie te kom maak. Dit is wraggies die einde van die jaar. Seker die laaste keer dat jy nou by ons kuier, nie? Dis definitief die laaste keer. Ja, Voor nee, wat Kersfees. Vrydag dan pak ek ook nou maar my goedjies Wildtuin toe, gaan kruip daar weg, daar waar aan die internet is, nie, jy weet. Lekker. Maar voor jy wegkruip, wil ons eers 'n bietjie die spotlight op jou sit. Stel veral, sê hier, sy wil 'n bietjie vir jou 'n vraag vra. Jy moet daar nou antwoord hê. Sy sê jy het laas keer met 'n gesprek gesê belastingvoordele van verskillende produkte. Elkeen het sy eie individuele voordele. Sy sê, maak dit sin om 'n uitkeerpolis af te koop en te herbelê in 'n uittreeanniteit? Nou, wat jy stel gehoor het, is dat ek gesê dat 'n uittreeanniteit meer belastingvoordele het, want jy kan die premie aftrek en jy betaal nie belasting binne in die uittreeanniteit. So as jy dit vergelyk met die uitkeerpolis, waar jy nie die premie kan aftrek nie en belasting binne-in betaal, dan klink dit definitief of die uittreeanniteit beter produk is. Die punt is egter dat alles vir verskillende doele. So as jou doel is om te spaar vir jou aftrede, moet jy nie in 'n uitkeerpolis spaar nie. Maar as jy besig is om te spaar vir jou kinders se studies, is 'n uittreeanniteit weer glad nie die regte ding nie. So die belangrikste ding is om eers te vra, wat is my doel? Waarvoor spaar ek? En dan kies jy die produk wat vir jou die beste voordele vir daai doel gee. So jy probeer nie die beste voordele altyd kry nie, jy probeer dit ook met die doel belyn. Doel is eerste. Dan Johan sê jy het in die verlede al gepraat oor die belastingvoordele van verskillende produkte, maar jy praat nooit oor die nadele van die produkte, soos dat jy nie die geld in die hande kan kry nie. So jy kan ook nie in 'n uittreeanniteit 100% in die buiteland bly nie. Dit is actually nogal korrek. So wanneer jy kyk na 'n uitkeerpolis, dan kan jy nie die geld binne 5 jaar in die hande kry nie. So wanneer jy wil spaar vir jou Kreer Wildtuin vakansie soos ek nou in Desember, kan jy dit nie doen in 'n uitkeerpolis want jy gaan die geld eers vir 5 jaar kry. So dit moet jy bewus wees van. 'n Uittreeanniteit het hulle nou onlangs die reëls verander. Jy kan nou 'n derde in die hande kry, maar in jou kop moet jy verstaan dat jy kan eintlik nie uittreeanniteit se geld in die hande kry voor ouderdom 55 nie. En dit is hoekom die doel wat ons nou net oor gepraat het so belangrik is. Jy moet besef dat vir elkeen van hierdie belastingvoordele kom maar 'n verpligting saam. Ek dink ons moet in die hele land besef dat vir al jou voordele het jy 'n verantwoordelikheid en 'n verpligting ook. Die twee is nie losstaande van mekaar nie. Wat die buiteland betref, dit is so dat jy kan net 45% van jou geld in die buiteland gaan sit. Maar ons het gaan kyk, jy weet, en as jy oor die langer termyn reg belê, kan jy net so goed doen met Suid-Afrikaanse beleggings as wat jy in die buiteland is. Trouwens, op hierdie stadium dink ek die ouens in Amerika het nie die vaagste idee van al die moeilikheid wat op pad is in hulle rigting nie. So ek sou eerder in Suid-Afrika belê. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Daar is 'n gesprek en 'n half wat jy nou net so vinnig gaan geraak het. Maar okay, goed, terug na die vraag toe. Nerien vra of jy nie dalk te veel fokus op aftrede nie, is omdat jy so oud is. Nee, dis nie wat sy sê. Nee, sy sê haar suster se jong dogtertjie moes ingaan vir 'n operasie en dit was nie dalk nie belangriker om in mediese fondse dan jou geld te sit nie. Jy sien, wie ek het die afgelope tyd met soveel mense te doen gehad wat klein kindertjies gehad het, nê. Een van my kollegas moes haar dogter moes vir 'n oop hartoperasie gaan. En hierdie goed kos verskriklik duur. Nou onlangs gepraat met iemand wat deur 'n volledige kankerbehandeling is en die totale koste vir hulle wat nie deur hulle mediese fonds eers gedek was nie, was 600 000. So ja, wanneer dit kom by al hierdie aspekte, dan moet 'n mens ook vir die risiko's nou voorsiening maak. Ongeskiktheid, kankers, al daai goed en 'n mediese fonds is verskriklik belangrik. Die kostes nou wanneer jy Desember op verlof gaan en jy's in 'n motorongeluk, dit kan jou totale aftrede ruïneer. So dit is hoekom 'n finansiële beplanner in jou lewe 'n baie groot rol gaan moet speel. Want hulle moet seker maak dat daardie beperkte fondse wat jy beskikbaar het om al hierdie risiko's aan te spreek, die regte risiko's aanspreek. Dit help nie jy's dood en maar jy het gespaar vir aftrede nie, maar dit help ook nie jy beplan die hele tyd vir dood en dan lewe jy tot 100 nie.
Ja, dis baie waar. Goeie balans wat ons moet vind, Ronald. Mariska vra, een van my vriende het genoem dat jy onlangs aan Peer gesê het dat lewensdekking nie belangrik is nie. Hoe so? Dis ek ook in die moeilikheid. Jy is ook in die moeilikheid. Ja, kyk, ons het daai dag 'n hele interessante gesprekkie gehad want wat ek basies gesê het is dat ons het by PSG navorsing gedoen en ons het agtergekom dat nog nie een persoon wat dood is, die lewensdekking op sy polis gekry het nie. So die probleem wat jy het is dat as jy lewensdekking uitneem, help dit jou glad nie. Dit help die mense wat agterbly. Ja. So as jy nie mense het wat agterbly nie, het jy nie lewensdekking nodig nie. En wat vir my baie belangrik is wat ons agtergekom het, kom veral met dames. Hulle sê nie maar my man het lewensdekking op sy lewe. So as hy iets oorkom is ek okay. Jy weet nie wat sy verhouding met sy sekretaresse is nie. Jy weet nie wat sy Okay, ja. Ons het nou onlangs by ons amper sê ek nou die kantoor se naam 'n geval gehad waar die adviseur my gebel en gesê het luister hiersom maar die ou het nou die 4 miljoen rand se lewenspolis nou net begunstig aan sy sekretaresse, wat moet hy doen? So het ons nou 'n gesprekkie met die man gehad en hy het nou 'n tweede polis vir die vrou uitgeneem. Maar jy as vrou moet 'n polis op jou man se lewe hê. En jy as man moet 'n polis op jou vrou se lewe hê. Jy is die eienaar, jy kry die dekking wanneer jou man dan te sterwe kom. Moet nou net die giftige mushrooms voer so die polis vinniger uitbetaal nie, maar lewensdekking op jou eie lewe het volgens my net waarde as jy dit uitneem vir jou kinders se onthaalwe. Jou eie dekking neem jy uit deur 'n dekking op jou gades lewe te hê. En dan die tweede ding wat daarmee saamgaan is, jou grootste risiko is dat iets met jou gebeur en jou inkomste vermoë beskadig raak. So maak voorsiening eerstens vir jou inkomstebeskerming, sodat as jy in 'n motorongeluk is of iets, in die verlede Of 'n gevreesde siekte kry. of kanker kry. En soos ek sê, 600 na 1 miljoen rand, dis wat 'n kankerbehandeling jou gaan kos. So maak seker dat jy daarvoor voorsiening maak want dis die goed wat jou direk affekteer voordat jy gaan kyk na daai lewensdekking. Reino het baie geld, lyk dit vir my, want Reino wil weet. Hoeveel kan ek nou jaarliks in 'n belastingvrye spaarplan en 'n uitreaniteit belê? Ja, soos ons gesê, dis die twee met die groot voordele, maar daar's beperkings op hulle. Wanneer dit kom by die belastingvrye spaarplan, kan jy R36,000 'n jaar bydra. As jy meer bydra, dan word jy ekstra belas op dit wat jy meer bydra. R3,000 'n maand. So R3,000 'n maand is die maksimum wat jy kan bydra, moenie meer bydra nie. En interessantheidshalwe, jy kan ook oor jou hele lewe net R500,000 bybetaal. Net interessantheidshalwe, een van daai nadele, as jy geld uittrek uit daai belegging uit, kan jy dit weer terug insit nie. Maar dit is nou wanneer ons weer oor nadele en goed wil gesels. By 'n uitreaniteit kan jy vir belastingdoeleindes 'n maksimum van 27,5% van jou salaris, wat nogal baie is, of R350,000 'n jaar bydra. Dan dit is wat jy kan aftrek van belasting. Maar as jy wil, kan jy meer bydra tot 'n uitreaniteit. En jy moet met jou finansiële planner daaroor gaan gesels, want daar is kere waar dit vir jou voordelig is. As jy nou hier naby aan, jy weet as jy 70, 80, daar's 'n klomp geld wat oor is, wat jy weet, gaan eintlik in elk geval na jou kinders toe gaan, dan as jy in 'n uitreaniteit sit, spaar jy belasting in jou boedel en goed. So, jy kan meer bydra, jy kan dit net nie aftrek van jou inkomstebelasting nie. Ronald, ons almal wil minder betaal, so ook Gustav, want hy vra, een van my vriende sê, een van die maniere wat hy geld gespaar het, was om die periode waaroor hy sy motor afbetaal te verleng. Nou betaal hy minder, maak dit sin? Yes, Ja, hy betaal dalk minder per 'n maand. maand, maar nie oor die lang termyn nie. Wie, dit is vir my hoe mense daar redeneer. Ek sê altyd ballonne hoort by Kersfees, nie by motors nie. So hierdie ballonpaaiemente wat jy aan die einde het, jy betaal nou minder per maand, maar aan die einde het jy hierdie massiewe bedrag. Jy moet onthou dat daai hele bedrag skuld jy. So daar loop rente op. So hoe groter die ballonpaaiement aan die einde is, Groter is die rente. hoe groter is die rente wat jy eintlik elke maand betaal en hoe minder van daai paaiement wat jy betaal, betaal jy eintlik af van die kar. En onthou dis net kapitaal wat jy afbetaal wat eintlik besig is om jou te help. So hoe minder deposito jy betaal, hoe groter ballonpaaiement jy het, hoe langer die termyn is wat jy betaal, daai drie goed,
hoe duurder kos daai kar jou. En dit is 'n baie belangrike besef. So nee, jammer, daai is nie goeie advies daai nie. Ons tyd is nou eintlik verby, maar ek moet nog enetjie nie vir jou lees. Natasha vra, ek het die opsie by my werk om op 55 af te tree. Moet ek dit neem? Nee. Ag nee man. Nee, sorry Pierre, jy moet nog wag. Want as jy op 55 aftree teenoor 65, dan het jy net 'n kwart, want jou geld verdubbel van 55 na 65 toe. Wat? En die termyn wat jy dit gaan gebruik, onthou, want as jy op 55 aftree, begin jy van die geld gebruik. As jy op 65 aftree, het jy 10 jaar langer gespaar. Na dit verdubbel het. Sure. Dit verdubbel en nou het jy 10 jaar minder wat jy daarvan gaan leef, want jy's nader aan jou dood. So nee, 55 'n baie swak idee. Hou maar uit. Ek weet mense irriteer. Ek's nou op 56. Ek sê vir jou, mense irriteer my skielik verskriklik meer as wat hulle het in die verlede. Hou uit vir jou eie beswil. 65 baie belangrik. So, daai Europese vakansie eers na 65. Vasbyt Natasha. Ek voel saam met jou. Baie dankie jy draai gemaak het vanmôre. Baie lekker. Jy moet 'n wonderlike geseënde tyd hê vir julle en die kykers. En ons hoop julle almal kom veilig terug in die nuwe jaar. Baie dankie Ronald. Jy ook. Nou ja, as jy enigstens 'n vraag vir Ronald het, stuur maar vir my e-pos. Hy gaan op 'n stadium by hom uitkom. Hoopelik, daar's baie e-pos. ronald.king@psg.co.za. ronald.king@psg.co.za. Nou ja. PSG sien die geheel beeld natuurlik en jy geniet die voordeel. Geaffilieer is van die PSG Financial Services Group, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.